Goeiedag familie, dit is Saterdag. Dankie dat jy vandag hier op die laaste dag van ons oordeenking vir hierdie week saam met ons inskakel. Ek hoop hierdie week het jou geïnspireer om jou getuienis met iemand te deel. En ek hoop jy het in hierdie week vir iemand jou storie vertel en dit kon hulle inspireer en nuwe moed gee. Maar vandag wil ek jou uitnooi om na 'n nuwe perspektief te kyk. Die feit dat jou getuienis nie net vir vandag of hierdie week is of was nie, maar dit bou 'n nalatenskap van geloof vir die toekoms. Wat jy hardop vertel van God se werk in jou lewe, wat jy met geloof leef, kan generasies inspireer. Jou getuienis kan 'n pad van geloof, van hoop, van vertroue in God skep vir mense wat eendag jou voorbeeld gaan volg. Psalm 78 vers 4 sê: Ons sal dit nie verberg vir ons kinders nie, maar hulle sal vertel van die kragtige dade van die Here, van sy wonderwerke en van die woorde van sy mond. Jou getuienis is 'n geskenk wat verder strek as net jou lewe. Dit is 'n manier om die dade van God aan die volgende generasie oor te dra. En wanneer jy vertel hoe God jou gelei, jou gered, jou bemoedig het, vorm jy 'n fondament van geloof waarop ander kan bou. Dink aan jou kinders, dink aan jou familie. Dink aan jong gelowiges wat jou lewe aanskou. Hulle sien jou geloof in aksie, hulle hoor jou storie van God se getrouheid en dit beïnvloed hoe hulle eie verhouding met God sal sien en leef. Besef jy dit? Besef jy jou getuienis word 'n draad wat die hand van God van jou lewe na die volgende generasie verbind. En Psalm 78 wys vir ons dat God ons oproep om nie net stil te bly nie. Ons moet sy kragtige dade en wonderwerke oorvertel sodat geloof nie in een geslag sal verdwyn nie. Jou woord, jou voorbeeld, jou verhaal, dit kan iemand se geloof wakker maak, hulle inspireer om te volhard en hulle lei om 'n lewe te lewe wat getrou is aan God. So ek wil vandag vir jou sê, wanneer jy vandag jou getuienis deel, dink nie net aan die mense wat dit vandag hoor nie. Dink aan die nalatenskap wat jy besig is om te bou. Jou familie, jou kinders, jou kollegas, almal wat na jou lewe kyk, almal wat jou storie hoor, is jy besig om te beïnvloed. Jou getuienis is 'n kragtige manier om jou geloof vir altyd vas te maak. Dit sê, ek het God gesien werk, ek het geglo, en ek gee hierdie geloof aan jou toe. Dis 'n geestelike erfenis wat nooit sal sterf nie. Ek wil vandag hê jy moet so daaraan dink. As jy vandag, as daar vandag iets met jou moet gebeur, en jy is nie meer môre hier nie, wat wil jy graag hê moet mense oor jou kan sê, oor jou lewe kan sê? Daarom moenie vandag hinder om jou getuienis te deel nie. Ek wil jou vandag vra, familie, hoe wil jy hê moet jou getuienis die toekomstige geslagte beïnvloed? Watter stories van God se getrouheid in jou lewe kan jy deel om hierdie nalatenskap van geloof te bou? En hoe kan jy vandag begin om jou getuienis so uit te leef dat dit mense oor jare sal inspireer? Familie, ek hoop in hierdie week het jy iets gesien, iets geleer oor die krag van jou getuienis. Familie, let op oor hoe jy leef. Want daar's mense wat na jou lewe kyk. Daar's mense wat jy inspireer sonder dat jy dit weet. En mag jy vandag op so 'n manier leef dat hulle sal inspireer om Jesus te volg. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir hierdie week. Hierdie week waar ons kon reis met hierdie kragtige konsep wat ons sien in u woord. Die krag van ons getuienis. Hoe dit lyk as ons mond oopmaak, as ons praat. Here, mag ons nie net kla nie, mag ons nie net in bitterheid sit oor alles wat aangaan in die lewe, alles wat aangaan in die wêreld nie, maar mag ons getuienis, ons storie van genade, van volharding, van redding uit moeilike situasies deel met ander, sodat ons hulle kan inspireer. Dis my gebed, Here, in Jesus naam. Amen. Familie, ek wil vir jou dankie sê. Dankie dat jy saam met my gereis het hierdie week.
Skakel môreoggend saam met ons in, waar Pastoor Retief met ons 'n boodskap gaan deel, spesiale boodskap in hierdie spesiale tyd oor angstigheid. Maak seker jy mis dit nie. As jy miskien môre in Alberton is, kom wees deel van ons diens. Dit gaan ongelooflik wees. Ons kan nie wag om saam met jou 'n koppie koffie te drink en jou daar te sien nie. In Jesus naam. Amen.